Dankie Here vir u wonderlike liefde. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om te weet dat as ons die woord oopmaak, is dit u wat met ons duidelik en hardop met ons praat. Ja Here, u woord is geblaas. Goddelik geblaas. En daarom weet ons Here dat elke deel daarvan die waarheid is. Daarom wil ons met erns na u woord kom. En bid Here dat u in hierdie oggend ons werklik waar sal vernuwe deur die woord. Ons sal verander. Dankie dat ons u kan loof en prys. Amen. Jakobus 3 van vers 1 af. Moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons strenger geoordeel sal word. Almal van ons struikel tog dikwels. As nie iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man en ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. Ons sit stange in perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam en daarmee stuur ons hulle hele liggaam. Kyk self skepe, hoewel hulle so groot is en deur ewige winde aangedryf word met 'n baie klein roer gestuur na waar die stuurman wil. So is die tong ook 'n klein ledemaat wat op groot dinge roem. Kyk wat 'n klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele liggaam. Dit steek die hele lewensloop aan die brand en word uit Gehenna aangesteek. Net tot sover. Dit is baie belangrik dat ons kyk na hierdie gedeelte dat Jakobus begin om te sê, moenie almal leermeesters wil wees nie. Dit is baie duidelik uit die Bybel uit, dat as jy begeer om 'n leermeester te wees, sê Paulus vir Timoteus, is dit wonderlik. Dit is fantasties as jy een wil hê. Die gedeelte hier gaan daaroor, wat hy al reeds gesê het, van hoofstuk 2 af, oor en oor en oor. Jy kan nie sê jy geloof en jy het nie die werke nie. Daarom, as jy iemand wil wees wat 'n leermeester is, moet jy seker maak, my lewe, die lewe wat ek leef, stem ooreen met dit wat ek glo. En dis baie belangrik dat elke persoon wat op die ou ende lering gee, seker maak daarvan. Hy het al reeds gesê ook in Jakobus 1 vers 26, as iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself, so mense godsdienst is vergeefs. As jy nie jou tong kan beheer, dan is jou godsdienst te vergeefs. Beteken jou godsdienst niks nie. Nou hy sê ons as leermeesters. En Jakobus bring homself hierin om te sê, hoorie so mense, ons as leermeesters gaan erger geoordeel word. Dit is belangrik, ons gaan nou kom by wat die tong veroorsaak in ons lewens. Maar elkeen van ons is op 'n bepaalde manier ook mense wat die woord van die Here gaan uitdra. So dit begin altyd met die leermeester, maar dit gaan oor tot elke persoon wat 'n kind van die Here is. Hoe leef jy? Jy verpraat oor Jesus Christus. Wat gaan aan in jou tong? Hoe lewe jou tong? Is die vraag. Onthou jy die verhaal in Levitikus 10? Levitikus 10 is Aaron se seuns bring vreemde vuur voor God. Dit beteken God het 'n opdrag gegee, dit is hoe die offers lyk. Aaron se seuns besluit, hulle bring 'n ander manier van vuur. Jy sien, God is so ernstig oor sy woord dat as jy ergens net 'n verandering bring, is God nie daarmee genoeg nie. Hy haat dit. Hy haat dit dat iemand kan ergens kom met sy opdragte wat hy bring en sê, ek dink ons kan dit so 'n bietjie aanpas. Net so 'n bietjie verander. Dis al nie so erg nie. En omdat Aaron se seuns gegaan het en vreemde vuur voor die Here gebring het, het die Here onmiddellik hulle almal, hulle beide van hulle doodgeslaan in die allerheiligste. God sê, ek wil hê, julle moet na my luister. Julle is die ouens wat voorgaan by die volk, julle moet luister. In Levitikus 10 praat God dan met Moses en Aaron, vers 3, oor hierdie situasie. Toe sê Moses vir Aaron, dit is wat die Here bedoel het, toe hy gesê het, deur diegene wat naby my is, moet ek as heilig erken word.
ten aanskoue van die hele volk moet ek geëer word. Aaron het net geswyg. So wat sê die Here? Wat sê Moses? Wat sê God oor hierdie situasie? God sê, ek gaan begin by die mense wat behoort die naaste aan my te wees. Die mense wat behoort te weet van beter. Ek sal met hulle begin. En dan kom die Nuwe Testament en hy val daarby aan. In Matteus 10 vers 14 staan daar, en as iemand van julle ontvang nie, as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit, en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. Daardie stad wat gehoor het, daardie stad wat van beter hoef te weet, behoort te weet, vir hulle sal dit erger wees. Dis hoekom dit so gevaarlik is om kerk by te woon. Dit is gevaarlik om kerk by te woon waar jy die waarheid hoor en nie bereid is om jou lewe daarvolgens in te rig nie. Matteus 11 vers 23 en 24 sê Jesus dieselfde, net op 'n ander manier. En jy Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestort word, want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. Maar ek sê vir julle, dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. So God sê, ek begin by die leermeesters. En nou moet ons onthou, dat baie mense wat vandag leermeesters is valse leermeesters. Baie mense wat vandag die lering gee, het geen verhouding met Jesus Christus nie. Hier word ons gepraat van mense wat leermeesters is, wat die Here sê, ek sal julle oordeel. Julle sal verantwoordelikheid doen vir elke woord wat julle sê. Deur die Bybel word dit duidelik gesê dat mense wat valse profete is, eendag voor God sal verantwoordelikheid ook doen vir alles wat hulle gesê het. En ek wil hê jy moet gou saam met my kyk in Judas. Judas praat oor sulke mense. Judas net voor Openbaring. Judas. Luister na hierdie gedeelte, vers 4. Want sekere mense, oor wie die oordeel reeds lank tevore opgeteken is. So dis interessant, is dit nie? Dat hierdie mense wat in die kerk op hierdie stadium is, hulle oordeel is lank tevore al uitgespreek. God het lank tevore al hulle oordeel uitgespreek. Want sekere mense, oor wie die oordeel reeds lank al tevore opgeteken is, het julle geleerdere binne gesypel, goddeloses, mense wat God se genade en losbandigheid laat ontaard en ons die enige vors en Here Jesus Christus ontken. Jy kan nie glo nie dat in die vroeë kerk alreeds was daar mense wat in die kerk gekom het en met hulle monde verklaar het dat omdat Jesus Christus vir jou gesterf het, kan jy lewe soos wat jy wil. Kan jy nie glo? Kan jy glo dat mense bereid was om dit te sê, jy kan maar voortgaan en lewe soos jy wil, want jy's geregverdig, jy's gered deur Jesus Christus, en dit maak nie saak hoe jy lewe nie. Dis die genade wat hulle verkondig het. Klink dit soos vandag. En dan kyk net verder, vers 16 van dieselfde, Judas 1, vers 16. Dit is hierdie mense, dit is hulle wat mor. As jy lyk my mense wat in die kerk is wat mor oor alles. Is jy 'n morrer? Is nie die woord nie, maar is 'n mooi woord. Is iemand wat die hele tyd kla. Hulle kla oor alles. As hulle hulle monde oopmaak, dan kla hulle. Die Bybel sê daar gaan mense wees soos daardie. Hierdie mense, dit is hulle wat mor, fout vind en hulle drange uitleef. Hulle is 'n groot mond en vlei mense met eie gewin. So hulle preek so dat mense van hulle sal hou. Dit is die valse profete. Dis die mense wat mense bymekaar sal maak, wat sal sê, hoorie, kom ons vertel vir julle man, jy kan lewe soos jy wil, jy kan doen wat jy wil, en alles doen hulle met hulle monde.
Daarom sê Paulus vir Timoteus, in die laaste dae sal hulle vir hulle leraars bymekaar maak, wat sê wat hulle graag wil hoor. Die mens wil hoor, dat dit wonderlik is wie ek is, en dat ek eintlik 'n fantastiese mensie is, en dat ek kan aanhou lewe soos wat ek wil, en dat daar geen sondebelydenis by my moet wees nie, dat daar geen verandering moet wees nie. Paulus in Romeine 3, as hy deur Romeine werk, hy vertel vir ons dat die wêreld staan onder die oordeel van God. Hy sê die Jode staan onder die oordeel van God. Dan kom hy by hoofstuk 3 en hy vertel dat elke liewe mens staan onder die oordeel van God. En kyk hoe beskryf hy. Romeine 3 vers 13 en 14. Hulle keel is 'n oop graf. 'n Ongelooflike verduideliking. Elke keer as hierdie persoon sy mond oopmaak, en ek wonder baie keer, is dit jou? Is dit my mond? Die oomblik as ons monde oopmaak, en kom maar doodsbeen uit ons monde. Die manier hoe ons praat, kom maar die hele tyd 'n oop graf. Met hulle tonge bedrieg hulle. Die gif van adders is op hulle tonge. Die gif van adders is op hulle tonge. Jy kan dit sien op hulle tonge. Elke oomblik as hulle hulle monde oopmaak, is daar 'n tong wat uitkom, maar hy's gesplete. Hy wil verwoes. Dis hoe die wêreld beskryf word. Die kerk behoort nie so te wees nie. Die kerk behoort verander te word deur Jesus Christus. Die wêreld behoort so te lyk. Hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge bedrieg hulle. Met hulle tonge is daar gif soos adders op hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. En daarom begin hy met leraars. Daarom begin hy met die leermeesters. En hy sê vir hulle, julle moet pas op. Moenie almal leermeesters wil wees nie, want 'n leermeester sal groter geoordeel word. En dan gaan hy verder en hy sê, ons almal struikel op baie maniere. Ons almal het nog steeds die vlees in ons waarmee ons 'n stryd voer. En daarom Hebreërs skrywer sê, julle het nog nie so teen die sonde stryd gevoer, dat dit vir julle saak gegaan het oor lewe en dood nie. Daar moet 'n stryd gevoer word. Hoekom? Want as alles in my vlees van die hele tyd die verkeerde doen, die verkeerde sê, die verkeerde dink. So hy sê ons almal struikel op baie maniere. Waar begin die beheer? Waar begin die beheer uit te oefen te word? By die tong. By die tong. Ek wil vir jou sê, elkeen van ons, as ons luister na onsself, luister na jouself, dink by jouself, waaroor het ek gister alles gepraat. Luister na jouself en sê vir jouself, my tong is 'n termostaat van wat in my hart aangaan. Dit wat uit my mond uitkom, vertel wat is in my hart aan die gang. Waaroor is my hart op hierdie stadium bekommerd? Wat gaan in my hart aan? En dit word bepaal deur my tong, alles wat uit my mond uitkom, vertel vir mense wat in my hart aan die gang is. En dan kom Jakobus en hy sê, daarom is dit so belangrik dat jy jou tong moet beheer. Wees my wonderlik hoe die Here ons geskep het. Hy het ons tonge gemaak, vasgevang agter 'n klomp tande. En voor die tande is lippe. So daar's twee dinge wat my tong beskerm om uit te kom. En die meerderheid mense gebruik nooit om te veroorsaak dat hulle nie praat nie. En dis die probleem. Die probleem is, dis waar dit behoort te begin. Want kom ek sê vir jou, in jou lewe, die oomblik as jy hierdie sluys oopmaak, hier is die sluys, as jy die sluys oopmaak, wat gebeur onder toe? Die water stroom uit. Kan jy daai water weer terugbring in die dam in? Daar's geen manier nie. Die oomblik as jy jou mond oopmaak, dit wat uit gaan, kan ek nooit weer terugkry nie. Daarom is dit so belangrik wat die Bybel sê, beheer jou tong, beheer jou mond. En dan gebruik hy die voorbeelde van hoe 'n skip beheer word. 'n Skip beheer word met 'n klein roertjie. Wat vir jou, as jy hom draai die kant toe, dan beweeg hy die kant toe. As jy hom die kant toe draai, dan beweeg hy die kant toe. Hoe hy beweeg, hierdie klein roertjie bepaal 'n groot skip, waarheen hy gaan. En die Bybel sê vir jou tong bepaal waarheen jy gaan in jou lewe. Daarom moet jy dit beheer. Hy gaan verder en hy sê, dis soos 'n stang wat ons in 'n bek sit. Daai stang beheer die perd.
Ek kan hom trek die kant toe en ek kan hom trek daai kant toe. Hy is onder my beheer. Net so sê die Here. Hoort jou tong onder beheer te staan. Dis 'n baie klein ledemaat in ons liggame, maar daardie gedeelte in ons liggame veroorsaak dat jou hele liggaam besoedel word en vernietig word. Dis wat hy sê in vers 6. Vers 6 sê, dit besoedel die hele liggaam. Hy gaan verder en hy sê, dit sit 'n vlek op jou. Dit sit 'n vlek op jou. Jy het ooit gedink as ek my mond oopmaak, dit wat uit my mond uitkom, as die verkeerde dinge wat uit my mond uitkom is, dit vlek my lewe. Jy dink baie keer as jy oor iemand praat, as jy oor iemand skinder, ek is besig oor daai persoon te praat, daai persoon, maar wat gebeur? Dis ek wat bevlek word. As ek die hele tyd in my lewe net in absolute negativiteit lewe, nie in die oorwinning van Christus nie, dit beteken nie die wêreld is sleg nie. Jy het nog niks gesê nie. Die wêreld gaan nog baie slegter raak. Want die Here sê, hoe nader sy koms, hoe meer afvalligheid in die kerk. Die kerk gaan al hoe meer uit mekaar uitval. Die wêreld is al klaar sleg. Maar dit gaan begin in die kerk, dat die kerk al hoe slegter en slegter sal kom en word. So as jou hele lewe bepaal word oor die dinge wat rondom jou aangaan, en daardeur bepaal jy of jy bly is of hartseer is, wil ek vir jou sê, jy gaan jou hele lewe lank met 'n lang gesig rond. Wat bepaal my lewe? Wat bepaal my lewe? Hierdie wat ek my mond oop maak, sit 'n vlek op my lewe. Dit besoedel my lewe. Dit besoedel vir my. Dit maak my hele lewe die mekaar, vernietig dit. Elke keer as ek my mond oop maak en ek's besig om lelike dinge te sê, is dit besig om my te beïnvloed, dis besig om my te vernietig. Wat sê die Bybel oor jou mond? Markus 7 sê die volgende, vers 20. Maar hy het gesê, wat uit die mens uitgaan, dit maak 'n mens onrein. Wat maak jou onrein? Onthou jy die Ou Testamentiese mens, hy het gesê, as jy onrein, is dit wat jy eet. Is dit wat jy dra. Dit maak jou onrein. Jesus kom en hy sê, nee. Ek wil vir julle vertel wat gebeur is. Waardeur word jy onrein gemaak? Jy word onrein gemaak wat uitgaan uit jou mond uit. Maak jou onrein. Nou gaan hy verder en hy sê vers 21. Want van binne af, uit die hart van die mens, kom slegte gedagtes, onsedelikheid, diefstal, moord, oorspel, hebsug, kwaadwilligheid, geslepenheid, ongevoeligheid, jaloesie, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie slegte dinge kom van binne af en maak die mens onrein. So kan jy verstaan hoekom ek sê jou mond is 'n termostaat wat in jou hart aangaan. Want as jy daaroor praat, as jy besig is om te praat, waar kom dit vandaan? Hier uit my hart uit. Alles wat ek besig is om uit te sê, kom hier uit my hart uit. En die Bybel sê, dis hoekom dit so belangrik is om jou tong te beheer. Dis is so belangrik is om hierdie gedagtes van my te beheer en te sê, Here, hierdie gedagte wat in my kop kom is verkeerd. Here, vat dit weg. Want hier is die oorwinning. Daar kan ek 'n beheer uitoefen. Maar die oomblik as ek dit laat uitkom, wat kan nou gebeur? Ek kan dit nie meer beheer nie. Ons gaan nou verder gesels oor wat gebeur dan. Maar daar's geen meer beheer daaroor nie. Daarom, terwyl dit in my gemoed is, dan moet ek die stryd stry. Dan moet ek daarteen beklei. Dan moet ek vir die Here sê, Here, asseblief vat dit weg. Here, maak my vry. Wat gaan aan in my gedagtes? Here, ek is nie besig om in oorwinning te lewe nie. Ek is besig om bepaal te word deur dit wat in die wêreld aangaan in plaas daarvan deur U wat U in my lewe doen. Bybel sê dis soos 'n vuur wat aangesteek word. Ek vernietig alles rondom my tong. Vernietig alles rondom. Dit is ongelooflik hoe 'n tong kan vernietig. As jy my wil vra, baie keer dan praat ek met mense wat huweliksprobleme het. En dan praat jy met hulle en jy hoor met hulle twee. En dan wil jy baie keer net die man stil maak. Baie keer wil jy net die vrou stil maak. Want jy kan hoor hoe hulle besig is om te praat. En alles wat hulle sê, kyk jy na die ander een terwyl daai ene praat. En jy hoor hoe elke woord is besig om in te sny en daai persoon te vernietig. Maar hulle is so gewoond daaraan. Hulle is so gewoond daaraan.
Om altyd die lelike te sê van die ander persoon in die huwelik. Om altyd af te breek met hulle tong in die huwelik. Dat hulle nie eens meer agterkom, my tong is die hele tyd besig om te vernietig nie. En dis 'n vuur wat aan die brand gesteek word. En hierdie vuur wat aan die brand gesteek word, sal huwelike vernietig. Dit sal families vernietig. Dit sal kerke vernietig. Dit sal verhoudings vernietig. Dit verwoes alles wat voorkom. Dit is wat jou tong doen. Dis 'n vlam wat vooruitspruit en net alles vernietig en opbrand. Dit is my wonderlik as jy kyk in die Bybel, hoe word hierdie vlam beskrywe? Hoe word dit beskrywe wat in jou tong plaasvind? En een van die gedeeltes is vir my in Spreuke. Spreuke het baie keer 'n ongelooflike mooi manier om te beskrywe. Dit wat die Nuwe Testament ook vir ons vertel, word mooi beskrywe in Spreuke. Spreuke 16. En miskien moet jy saam met my daarna kyk. Spreuke 16 vers 27. Spreuke 16 vers 27 en 28. Kyk na hierdie gedeelte, vers 27, 'n deugniet grawe onheil uit. So jy kan hom sien. Al die beelde in Spreuke, kan jy sien voor jou oë. Jy sien hierdie persoon, hy's 'n deugniet, hy's sleg, hy's goed vir niks nie. Wat is hy besig om te doen? Hy's besig om uit te grawe. Hy's besig om te kyk, wat 'n nuwe ding kan ek van iemand versprei, wat sleg is. Wat 'n ding kan ek vertel wat hierdie persoon gaan vernietig. Jy's in jou huwelik en dan dink jy terug. Jy kry daai gevoel baie dae dat jy net wil vernietig. Dis die weirdste ding. Niks het gebeur nie. Maar ewe skielik wil jy iets sê wat die ander persoon gaan seermaak. Jy's 'n deugniet. Jy het deur die tyd gesit en gedink by jouself, 10 jaar terug kan ek onthou. As ek hierdie ding nou vorentoe bring, wat 'n ongelooflike fight sal ek en my vrou nie hê nie. Nee, jy dink nie so nie. Jy dink jy wil iemand seermaak. En dis wat jy gaan doen. En dis wat hierdie deugniet doen in hierdie vers. 'n Deugniet grawe onheil uit. En op sy lippe is dit soos 'n versendende vuur, besig om te vernietig oral waar hy gaan. 'n Verdorwe mens ontketen stryd en 'n kwaadstoker skei boesemvriende. Hy gaan oral uit en al wat hy wil doen is hy wil vernietig. Kyk verder, Spreuke 26. Spreuke 26. Vers 21 sê vir ons, gloeiende kole vir houtskool, hout vir 'n vuur. Dit is 'n twisieke man by die aanblaas van 'n geskil. Jy kan hom al sien. Hy het gehoor daar is 'n kinderstorie in die dorp. Hy het gehoor iemand het vir hom iets vertel. En wie wat doen hy? Hy haal sy hout uit en hy gooi dit in. Kom ons kyk hoe brand jy. Kom ons kyk hoe brand jy. En dis wat hy doen. Hy gaan in sy tong en hy stook dit. Hy is die hele tyd besig om dit te stook, want hy wil hê hierdie vuur moet groter word. Hy's bly as hierdie vuur moet groter word. Hoekom? Want sy eie lewe is beklad en vuil. En daarom wil hy vernietig. Sy eie lewe is vernietig. Sy eie lewe is in hartseer. En daarom wil hy ander mense ook hartseer maak. Vernietiging is op die tong. Psalm 52 vers 3 tot 5 sê, waarom spog jy oor 'n bose daad, krygseld? God se troue liefde is die hele dag daar. Vers 4, jou tong beplan vernietiging, soos 'n skerp skeermes, jy wat bedrog pleeg. Jy hou meer van die slegte as van die goeie. Probleem in die tong, hou jy meer van die slegte as die goeies. Jy van die leuns hou jy meer as wat dit is om reg te sê. Jy hou meer van die leuen. Jy hou daarvan. Jy hou daarvan om kinderstories te versprei.
Nou sê die Bybel, waar kom dit vandaan? Waar het dit sy oorsprong? Waar kom hierdie slegte dinge vandaan wat jy bereid is om uit te spuit na die res van die wêreld toe en bereid is om mense se lewens te verwoes? Waar kom dit vandaan? Gehenna, die hel. Kom uit die hel uit. Hierdie woord Gehenna in die Grieks was die plek gewees waar die Kanaaniete hulle kinders aan Molek geoffer het. Later dan het tot die Israeliete hulle kinders aan Molek ook geoffer. En dan kom Josua en hy kom maak 'n Josia, hy kom maak 'n einde aan dit wat hulle gedoen het rondom die afgode aan Molek, om hulle kinders te offer aan Molek. En hulle maak 'n plek buitekant die stad waar hulle al die vullis van die stad uitgooi en hulle daai plek brand gesteek en daai plek brand aanhoudend en almal gooi hulle vullis daarop. En die Bybel sê as die Here praat oor hoe die hel so is, dan sê hy dit is soos Gehenna, die plek waar die heeltyd brand, die plek waar wurms nie ophou nie. Dit is waar dit is. Dan kom Jakobus en hy bou daarop voort en hy sê mense, as jy nie jou tong in toom kon hou nie, moet jy onthou, jou tong word brand gesteek uit Gehenna uit. Die Satan is besig om jou tong te gebruik. Wat 'n ongelooflike gedagte. 'n Ongelooflike gedagte vir 'n kind van die Here, as jy besef, my tong word gebruik deur die Satan. Ek is besig om met my tong mense se lewens te verwoes. Ek is besig om lelik te praat oor ander mense. Ek is besig om hierdie tong van my te misbruik, sodat mense se lewens vernietig kan word, en is ek wat dit doen. Wat doen ek? Wat doen ek? Wat doen ek met hierdie tong van my? Wat moet ek doen met hierdie tong, dat ek elke dag in my lewe sal waak teen wat my tong doen? Dit is ongelooflik, die eerste gedeelte is vir my so belangrik. Wie wat Jesaja? Onthou jy vir Jesaja? Jesaja verskyn voor God in Jesaja 6. Osia is dood. Die koning is dood. Die koning wat vir die Here geleef het, is dood. Ja, hy het belaatsheid in die laaste deel van sy lewe gehad, maar hy is dood. En Osia en Jesaja kom en hy verskyn voor die Here, en ons het die beeld waar hy verskyn voor die Here en daar word gesê, heilig, heilig, heilig. Wat beteken heilig? Die gans andere, die soewereine, die volmaakte, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. En terwyl Jesaja voor God verskyn, wat is dit wat Jesaja sê oor sy eie lewe? Wee my, van my lippe is onrein. Een van die ongelooflikste gedagtes as kind van die Here is om te weet, ek wandel voor die lewende God. Ons gaan terug na vorige gedeelte toe in Jakobus 2. Wat het Jakobus 2 vir ons gesê? Wat sê hy oor die duiwels? Kan jy sien hoe elke keer kom hy terug? Hy's besig om 'n argument hier te hê. Jakobus is besig om te vertel. Onthou julle wat ek julle vertel het van die duiwels? Die duiwels glo ook. Die duiwels het die wonderlikste belydenis. Die duiwels sal vir jou vertel ons glo dat God een is. Die duiwels sal vir jou sê ons weet dat die Here seker is uitverkies het. Ons weet al hierdie dinge. Die duiwels weet dit. En wat sê die Jakobus? En hulle sidder. Die oomblik as ek voor God verskyn, besef ek dat ek 'n persoon is met onrein lippe. Dat ek nodig het dat God sy my sal vrymaak van my lippe. En omdat die Heilige Gees gekom het en in my kom woon het, en ek nou heilige is waar die Heilige Gees in woon, daarom kan ek nie anders as elke dag in my lewe na my lippe te kyk en sê, Here, wat gaan oor my lippe? Want ek wandel voor God. Baie keer is dit nodig om, voordat jy iets te gaan sê, bid daaroor. Sê, Here, ek gaan nou my mond oopmaak, asseblief, mag niks onreins uitkom nie. Dat jy bewustheid sal hê, ek is nou in die teenwoordigheid van God. Wat sê God oor dit wat ek nou gaan sê? Want ek gaan eendag voor God rekenskap gee. Luister na hierdie teksvers. Matteus 12 vers 36.
Ek sê vir julle, van elke onbesonde woord wat jy kwytraak, sal hulle op die dag van oordeel rekenskap moet gee. Van elke liewe woord. Want op grond van jou woorde sal jy geregverdig word, en op grond van jou woorde sal jy veroordeel word. Daarom is dit so belangrik dat elke dag ek ook na die Here toe sal kom, as kind van die Here en sê, Here vergewe my. Here maak my vry, wis uit. Ek wil nie hierdie verkeerde dinge praat nie. Ek wil nie verkeerde dinge sê nie, Here, ek wil sê dit wat U verheerlik. Daarom sê die psalmdigter in Psalm 39 vers 2, ek het my voorgenem om te let op my optrede en my tong van sonde te weerhou. Is nie mooi nie, kan ek weer verhaal. Ek het my voorgenem om te let op my optrede en my tong van sonde te weerhou. Ek moet 'n wag voor my mond plaas. Is nie mooi nie, sit 'n wag voor jou mond. As ek by iemand kom, dan praat ek met my wag. Hey, is jy reg? Is jy op diens? Sit 'n wag voor jou mond. Elke keer as ek my mond oopmaak, wil ek weet, dit wat ek nou gaan sê, is dit mooi gedink daaroor. Jy kan maar stadiger praat as jy wil, en seker maak dat wat jy sê die regte ding is. Mense sal baie meer na jou luister as jy stadiger praat, as wat jy vinnig praat en die verkeerde dinge sê. Dink oor wat jy sê. Wonder hoe baie van ons, dink goed, hoe baie van ons dink oor elke woord wat ek gaan nou uiter? Hoe baie van julle doen dit, gereeld? Jy sit voor die tyd en jy sê, ok, ek gaan nou hieroor praat, is dit 'n regte ding om oor te praat? Ek dink die meeste van ons gaan baie keer begin stil bly. Is dit nie? Kom ek herhaal net weer die Psalm. Psalm 39 vers 2. Ek het my voorgenem om te let op my optrede en my tong van sonde te weerhou. Ek moet 'n wag voor my mond plaas wanneer goddeloses in my teenwoordigheid is. 'n Wag voor my mond. Want ek weet die goddelose sal uitbring die verkeerde. En daarom is die wag daar. Efesiërs 4 vers 29 sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. My altyd, en ek het dit al vir julle gesê, maar vir my so ongelooflik is, party mense weet nie wat vuil taal is nie. En al mense gehad wat na my toe kom, gelukkig nie in die gemeente nie. Dis gewoon van buite af. Dan hoor hulle ek spreek kan, dan sê hulle vir my, ja, ek wil net by jou woord. So wat is 'n vuil woord? Asof jy al die vuil woorde moet opnoem. Die interessante is, dis baie maklike antwoord. Enige woord wat jy nie in gebed gebruik nie, mag nie by jou mond uitkom as jy praat. Dis baie maklik, is dit nie? As jy dit nie in gebed gebruik nie, gebruik dit ook nie in jou woordeskat nie. En as jy sukkel met woorde, kry vir jou woordeboek. Wonderlike woorde wat jy kan gebruik. Baie byvoeglike naamwoorde wat fantasties is. Jy kan idiome gebruik. Maar die woord wat uit my mond uitkom, mag daar geen vuil woord uitkom nie. Luister weer, Efesiërs 4 vers 29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Weet jy, as ek hierdie preek neem, ek moet vir jou sê, as ek na hierdie preek kyk en ek luister na dit wat ek hier staan in die woord, dan elke oomblik spreek dit my aan. Spreek my aan. Want ek dink oor myself oor die week, het ek alles wat ek gesê het, was dit goed en opbouend. En ek moet bely, dit was nie. Spreuke 15 vers 28, die hart van die regverdige oorweeg hoe om te antwoord. Hy oorweeg dit, hy kyk daarna, hy pas mooi, hy dink daaroor, hoe moet ek antwoord in hierdie situasie? Maar die mond van die goddelose stort boosheid uit. Jy kan hom sien, dit is 'n waterval. Dit kom net uit. Hy het geen wag nie. Dit stort net uit. Jy gee hom een oomblik om oor iets te praat en kom alles uit sy mond. Dit stort uit hom uit. Wandel voor God. Ek gaan oordeel word oor elke woord wat uit my mond uitkom. En enige skinder stop by my. Enige skinder stop by my.
want die vuur moet gestop word. Dit word gestop by my. Spreuke 26 vers 20 sê die volgende: sonder hout gaan 'n vuur dood. Sonder hout gaan 'n vuur dood. En in die afwesigheid van 'n kwaadstoker raak 'n stryery stil. Jy kan dit in jou huwelik ook onthou. Raak stil. And what's amazing? Dit raak stil. Daar is niks erger vir jou man om te wil stry en hy het niemand om meer te stry nie. Of jou vrou wat wil stry en jy bly net doodstil. En terwyl jy stil by, bid jy ook vir julle twee, sê jy. Daar gaan nie 'n manier wees waar daar kan gestry word nie. Sy gaan frustreerd wees met jou en dan gaan sy sê, ek was verkeerd. Sonder hout. Mense, as ons kinders van die Here is, wie wat doen jy? As iemand na jou toe kom en hy begin met jou storie, hy sê, "Hi, het jy gehoor?" Daai gehoor is gewoonlik die leidraad dat dit wat gaan nou volg is nie die regte woorde wat ek nodig het om te hoor nie. Okay? So die leidraad is, het jy gehoor? Dan sê jou brein vir jou, "Oh." Okay? Eerste ding. En wat doen jy dan? Jy sê vir die persoon, "Ek wil nie hoor nie." Is dit eenvoudig? Sien, die preek is verskriklik eenvoudig. Jy kan dit gaan toepas by jou huis. So iemand sê vir jou, "Het jy gehoor?" En jy sê, "Ek wil nie hoor nie." En wat gebeur op daai oomblik? Stilte. Daar gebeur niks verder nie. En wie wat so ongelooflike, die vuur is gestop. Die vuur is gestop by my. En dan sê ek wil hê dat jy asseblief by die huis kom. En wie ook al jy met my wou gepraat het, dat jy vir daai persoon sal bid. En ek weet nie wat die persoon se naam is nie, maar ek gaan vandag, saam met jou bid vir daai persoon. Die persoon sal nooit weer by jou kom skinder. Dit beloof ek jou. Want jy in jou lewe het besluit, ek gaan dit stop. En die manier hoe jy dit gestop het, het ook veroorsaak, dat in die toekoms wat sal gebeur, sal jy al hoe minder mense hê wat na jou toe kom. Wie wat die mense wat die beste stories hoor, is die mense wat die beste stories vertel. Jy kom in 'n dorp in, en jy weet, so en so en so, het die stories in die dorp. Kom ons praat met hulle. En jy kan lekker praat, want hulle is die persone wat die stories versprei. Wat doen ek met my mond? Verder om te keer. Wat doen ek met my mond? Ek stop dit. Wat doen ek dan met my mond? 2 Timoteus 4 vers 2. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. So wat doen ek met my mond? As ek in die teenwoordigheid van mense kom, waarvoor soek ek 'n kans om die woord te verkondig, tydig en ontydig? Dit beteken daar gaan tye wees wat dit ontydig gaan wees om oor die Here te praat. En dis gewoonlik langs die braaivleisvuur en iemand sê iets en jy weet as ek nou dit gaan sê, gaan dit ontydig wees en dit gaan die vleis laat sleg smaak. Dan maak jy jou mond oop en jy praat tydig en ontydig. Dis interessant dat die Bybel nooit sê wag vir die regte tyd nie. Jy sê dit. Jy sê dit vir mense. Jy moet wag vir die regte tyd. Ek beloof jou, as jy wag vir die regte tyd, gaan jy lank wag. Die Bybel sê, jy doen dit tydig en ontydig. Dis as jy dink by jouself, hierdie gaan nou ontydig wees, dan sê jy, okay, hier gaan hy. Kom ons praat, want dit is pretty ontydig. Want ek is gehoorsaam aan die Here. Kom ek sê vir jou, nog 'n ding, dit beskerm vir jou. As jou mond gaan oorloop van Jesus Christus en jy gaan met mense praat oor die evangelie, wat gaan dit doen? Dit gaan jou beskerm. Dit gaan jou beskerm, want jy gaan praat tydig en ontydig. So wat doen jy? Luister mooi hierna. Jy is besig om te praat, by die braaivleis of waar ook al, by die werk, en jy is besig om te praat. Terwyl die ander persoon praat, is jy besig om te luister en jy is besig om te sê, Here, ek moet nou die regte plek kry om oor hier te begin praat. Kom ek wag vir die regte geleentheid, want ek gaan nou tydig en ontydig praat. So die oomblik as hy gaan ophou, is dit my beurt om te praat oor hier. Geef my die regte woorde.
Jy sien die Bybel sê vir ons in Esegiel 33 en Esegiel 3 en 33 het dieselfde boodskap vir die volk. Die Here waarsku hulle, hy sê, as daarteen die wag die swaard sien kom en met die bassein nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die hand van die wag eis. Die Here gaan eendag van jou eis, elke persoon wat oor jou pad gekom het. Hy gaan vir jou vra, het jy met hulle gepraat oor my? En as jy hulle nie gewaarsku het oor hulle lewens nie, eis ek rekenskap van jou. Ja, hy sal sterwe in sy ongeregtigheid, maar as jy nie jou mond oopgemaak het en daai persoon gewaarsku het oor sy lewe nie, sal ek sy lewe van jou eis. Gaan lees Esegiel 3:33. Esegiel 3:33. Oor en oor sê God dit. Ek sê vir julle, waarsku die mense. Ek sal hulle van julle eis. Praat oor die Here. Onthou hy is in jou midde. Onthou hy is in jou midde. Onthou hy gaan rekenskap doen van elke woord wat ek sê. Dit stop by my. Dit stop by my. Dit stop by my. Praat oor hom. Praat oor hom. Dan die ongelooflike is, Christus is ons voorbeeld. Christus is ons voorbeeld. Ek wil hê ons moet afsluit en ons moet saam met die gedeelte lees in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Maar 'n so mooi gedeelte, 1 Petrus 2 vers 21. Hy sê die volgende: Julle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook ter wille van julle gelei. So waar word ons na toe geroep? Ons word ook geroep om soos Christus te lei. Ons moet lei soos Christus. As ons kinders van die Here is, niemand sal die koninkryk van God ingaan sonder om vir hom te lei nie. Ons sal vir hom lei. Almal sal deur leiding in die koninkryk van God aankom, net soos Christus ons ook. Julle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook ter wille van julle gelei. Hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle in sy voetstappe kan volg. Vers 22. Hy wat nie sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Nou luister hierna. Wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar homself toe vertrou het aan hom wat regverdig oordeel. Christus is die voorbeeld. Nou maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, maak nie saak wat mense van my sê nie. Daarom is ek soos Christus in hierdie wêreld. As mense my sleg sê, dan seën ek hulle. As mense my vervolg, dan bid ek vir hulle. En my hele lewe word beheers deur my tong, wat in my gedagtes, wat deurkom deur my gedagtes, kom by my tong uit. En elke woord wat uit my tong uitkom, wil ek hê, moet tot opbou van die koninkryk van God wees. Ek wil nie hê my tong moet gebruik word vir die hel nie. Hoeveel van julle se tonge was die afgelope week vir die hel gebruik? En die res van julle lieg en dan moet julle ook julle hande opsteek. Okay? Dis ons probleem. Dis ons probleem en ek kan na my eie lewe kyk en sê, Here, dis my probleem. Ek moet daarteen beklei. En elke keer voordat jy jou lip en jou tong, jou lippe oopmaak. Jou lippe oopmaak, moet jy onthou, daar kom 'n vieslike ding uit. Die tong. Maar hy kan ook die amazingste ding wees. Van die evangelie van Jesus Christus. Het miljoene mense deur die geskiedenis ons verlosser Jesus Christus leer ken. En deur die tong het mense ontdek dat daar was 'n Sondagmôre wat Christus opgestaan het. En 'n paar vroutjies wat dit waargeneem het, hardloop terug na die disippels toe en hulle sê, kom kyk, kom kyk. Hy het waarlik opgestaan. Amen. Kom ons buig ons hoof. Here, wat 'n gevaar lê nie in ons wonde nie. Wat 'n
waar is daar nie eens ons monde oopmaak en ons dink nie oor wat ons gaan sien. Here, hoe baie keer in ons lewens het ons tonge al vernietig. Het ons tonge al gewond. Here, baie keer in ons eie huwelike, hoe baie keer vernietig ons met die tong die ander persoon. Ons sê al so baie keer lelike dinge dat ons nie eens meer agterkom. Dit wat ek sê breek die persoon af nie, maak seer. Here, dat ek sal waak oor my tong. Here, dat ek asseblief tog, dat U my sal vrymaak van die bitterheid wat op my tong is, van die moedeloosheid wat baie keer uit my tong uitkom, en dat ek net sal spreek dit wat ontbouend is, dit wat goed is vir die regte oomblik. En Here, dat ek sal tydig en ontydig oor U sal praat. Here, ek wandel in die teenwoordigheid. Ek wil nie hê terwyl die Gees in my woon, dat iets sê wat U sal hartseer maak en teleur sal stel oor my. Here, U lewe is vir my gee op die Vrydag. Deur die wonde het daar vir my genesing gekom. Mag ek nie nooit wond met wat uit my mond uitkom. Mag ek nooit mense wond van my grootste begeerte. En ek glo elke persoon wat hier vanmôre sit, se grootste begeerte is, Here, mag mense vir U leer ken. Amen. Kan ek net vra as jy by die huis kom? Vat as jy getroud is. Vat jou vroutjie, vat jou man se hande, kyk mekaar in die oë en sê, dit hou op vandag. Ek is jammer, waar ek jou ooit seer gemaak het in my lewe. Vergewe my. Sê julle dit doen? Julle sukkel verskriklik met die antwoord. Gaan doen dit. Kom vry. Vergewe mekaar. En bou aan die huwelik wat God vir julle bestem het. Kom ons staan en ons sing lekker saam.